Die familiealtaar, Bybellesing. En daar sal 'n groot pad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voortrek nie, maar vir hulle sal dit wees wie die weg bewandel. Selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Jesaja 35 vers 8. Boodskaplesing. Nou, daar is nie twee Heilige Geeste nie, daar is net een Heilige Gees. En daardie selfde Heilige Gees wat Simeon gelei het om te glo dat hy nie sou sterf voordat hy die Here se Christus gesien het nie, daardie selfde Heilige Gees sê vir my, iets gaan gebeur. Amen. Ek glo dit net. En dit sê vir julle dieselfde ding. Laat ons dit verwag. Laat ons gereed maak daarvoor. Voorberei. Soos wanneer jy 'n reis aanpak, pak jy alles in. Nee, met hierdie soort reis pak jy alles uit. Ons het nou te veel ingepak. Die probleem is, ons moet aflaai. Met hierdie reis laai jy af. Jy moet reg in die middel van die pad kom. Een van die geliefde broers, broer Weed, Roy Weed, ek dink julle almal ken hom, broer Weed, eendag my neef, broer Wivert, het een van die grootste Pinkster Assembly of God kerke in die ooste in Evansville, Indiana. Die hele stadsblok word vir kerkbyeenkomste gebruik. Hulle het 'n kamer gehad, ek glo dit is die 500 kamer genoem. Oorkant die straat was daar 'n motorhuis en broer Wivert het dit gekoop en sy broer het in Indianapolis meegeding oor wie die meeste duisende in sonnaskool kon hê. So hy het 'n manneklas daar gehad wat hy sondagoggende aangebied het, 500 in die klas. Ek sou daardie oggend by die manneklas praat. Ek het agter broer Roy gesit en broer Roy het gesê, weet jy, ek het 'n man hoor sê, en dit was ek, dat die middel van die pad die plek is. Ek glo dit. God het in Jesaja 35 gesê, daar sal 'n groot pad wees. Baie van julle geliefde Nasareëners het vroeër gesing, 'n groot pad van heiligheid. Nee, daar sal 'n groot pad wees en is 'n voegwoord, dit verbind jou sin en 'n weg, en dit sal genoem word die weg van heiligheid. Nie die groot pad van heiligheid nie, die weg. 'n Regte pad word so gebou dat die water die rommel na die een kant of die ander kant wegspoel. So sou jy of baie koud en styf wees of 'n fanatikus, maar die weg is reg in die middel van die pad, reguit na Golgotha, regop teen die pad. Toe staan broer Weed op en sê, dit is nie goeie bestuurreëls nie. Hy sê, as 'n man in die middel van die pad ry, sal hy doodgery word. Hy sê, dit is nie goeie bestuurreëls nie. Hy het nie geweet ek sit agter hom nie. Ek het hom op die skouer getik en gesê, dis reg broer, jy is net so aardgebonde. Ek sê op hierdie pad kom jy nie terug nie. Dit is net een rigtingsverkeer wat daardie kant toe gaan. Hy is 'n lieflike broer, so goed soos wat jy kan kry. Hulle maak nie beter mense as Roy Weed nie, maar dit was net so oulik, jy weet, toe hy sê, as jy in die middel van die pad ry, sal jy raak gery word. Ek sê broer Weed, ons gaan nie raak gery word nie. Ons gaan net een reguit pad, net daardie kant toe. Ons kom glad nie terug nie. Een rigtingskaartjie. Ek is bly ek het dit. Is jy nie ook nie? 'n een rigtingskaartjie wat die Heilige Gees deur sy woord openbaar. Glo ek is die waarheid. Ons bly daarmee. Die merk van die dier, 7 Februarie 1961 deur William Marion Branham.